uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Ek was onlangs in 'n gesprek met iemand, een van daai Teams meetings op ons rekenaars wat ons deesdae mos nou baie het. En die persoon vra toe vir my, maar wat maak my nog opgewonde van die bediening? Wat is nog vir my lekker daarvan om 'n dominee te kan wees? Ek het eers nie lekker geweet wat om hom te antwoord nie. Ek moes baie mooi gaan dink oor my antwoord. Ek weet wel wat my nie opgewonde maak nie, en dit is goed soos vergaderings en synodesittings en kerklike strukture en daai goeders maak my nie opgewonde nie. Maar ek moes mooi dink voor ek hom antwoord. En ek het hom toe geantwoord en gesê, die ding wat my nog opgewonde maak is om deel van 'n community te kan wees, van 'n gemeente te kan wees, van 'n groep mense te wees. En die feit dat mense my toelaat om deel te raak van hulle lewens, dat hulle van hulle diepste goed met my deel. Dit is vir my 'n voorreg en dit is iets wat ek nie eens van selfsprekend neem en wat my nog opgewonde maak. Maar soos wat 'n mens mos nou baie keer is, na rukkie gaan dink jy nou ordentlik oor die vraag. En ek gaan doen dit toe, ek gaan dink toe verder oor die vraag, en terwyl ek so 'n bietjie oor die vraag dink, toe lees ek vandag se teks, en ek lees wat iemand skryf oor vandag se teks, en ek besef, maar dit wat ek in hierdie teks lees, is die ding wat my opgewonde maak nog van die bediening. Om dit wat in hierdie teks staan vir mense te kan vertel, dit maak my nog opgewonde van die bediening. So kom ons lees gou vandag se teks. Dis 2 gedeeltes uit Matteus hoofstuk 9 wat ek gaan lees. Vers 9 tot 13. Toe Jesus van daar af verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit en sê vir hom, "Volg my." En hy het opgestaan en hom gevolg. Toe hy in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag en saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Die Fariseërs het dit gesien en vir sy disippels gevra, "Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?" Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, "Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Gaan leer wat beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars." En dan vers 18 tot 26. Hy was nog besig om die dinge aan hulle te sê, en kyk, daar kom 'n sekere leier aan, kniel voor hom en sê, "My dogter het pas gesterf, maar kom lê u hand op haar en sy sal leef." Jesus het opgestaan en hom gevolg, en sy disippels ook. Toe daar skielik 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter af nader gekom en die soem van sy boekleed aangeraak. Want het sy vir haarself gesê, "As ek tog net sy boekleed kan aanraak, sal ek gesond word." Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, "Hou moed, dogter, jou geloof het jou gered." En van daardie oomblik af was die vrou gesond. Toe Jesus by die huis van die leier kom en die fluitspelers sien en die klomp mense wat luidrigtig huil, het hy gesê, "Gaan weg, want die dogtertjie het nie gesterf nie, maar slaap net." Hulle het hom egter uitgelag. Toe die klomp mense uitgejaag is, het hy ingegaan en haar aan die hand geneem en die dogtertjie het opgestaan. Die nuus hieroor het deur die hele omgewing versprei. Nou, dis mos moeilik vir ons om vir ander mense vir hulp te vra as ons dit nodig het. Soos wat die mense in die teks gedoen het. Dis nie vir ons maklik om dit te doen nie. Van kleins af is ons mos geleer, wees sterk, wees onafhanklik, moenie wys dat jy sukkel nie. Seuns is geleer, cowboys don't cry, mens wys nie swakheid nie. Hou aan, hou uit, hanteer dinge self, moenie iemand anders nodig hê nie, moenie vir hulp gaan vra nie. En ek dink in hierdie proses het ons so oor geloof ook begin dink. Geloof het ons gedink is mos bedoel vir mense wat sterk is, vir mense wat uitgesorteer is, vir mense wat geestelik sterk en gesond is, mense wat alles reg doen. En dis 'n boodskap wat ons nog steeds hoor. Ek hoor dit nog baie keer op die radio, ek hoor dit in podcasts, ek hoor dit selfs in sommige preke.
hierdie boodskap wat al van kleins af so na ons toe kom. En dan lees ons 'n teks soos vandag se, Matteus 9. En ons ontdek dat Jesus reik nie uit na die mense wat dink hulle is alright en wat uitgesorteer is en wat sterk is nie. Jesus reik nie uit na die mense wat lyk asof hulle alles onder beheer het nie. Jesus reik uit na die mense wat hulp nodig het. Hy reik uit na die mense wat deur ander mense afgeskryf word. Kom ons kyk net geweer na die storie. Dit begin waar Jesus by Matteus die tollenaar gaan stop en vir hom sê, volg my. Nou die tollenaars was nie gewilde mense nie. Hulle het gewerk saam met die Romeinse owerhede wat die onderdrukkers was van die mense in daai samelewing, en die tollenaars het hulle eie mense uitgebuit. So hulle was nie gewild nie, en hulle was beslis nie die tipe mense wat 'n rabbi as een van sy disippels sou gekies het nie. Maar Jesus sê nie vir hom, gaan sorteer jouself eers uit nie. Jesus sê nie vir hom, gaan bewys eers dat jy goed genoeg is. Jesus sê nie eers vir hom, jy moet eers tot bekering kom nie. Jesus sê vir hom net, volg my. En dan lees ons hoe Jesus saam met die tollenaars en die sondaars aan tafel sit en saam met hulle eet en saam met hulle kuier en die fariseërs is ontstel hieroor en hulle konfronteer vir Jesus daaroor. En dan sê Jesus, hy antwoord en sê, dit is juis vir mense soos hulle wat ek gekom het. Dit is juis vir die mense wat nie uitgesorteer is nie, vir wie ek gekom het. En dan lees ons van 'n pa wat uit desperaatheid vir Jesus kom hulp vra met sy dogtertjie. Nou die ou was 'n leier in die samelewing en hy kom vra Jesus se hulp nadat sy dogter gesterf het. Ek dink net hoe desperaat iemand moes wees om dit te kom vra van Jesus, om hierdie soort hulp vir Jesus te kom vra. En ons lees van die vrou wat kom hulp soek het nadat sy al vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy dink dit sal genoeg wees net om aan Jesus se klere te raak. Net om te raak aan hom sal vir haar okay wees. Nou hulle is almal mense wat kom hulp vra. En Jesus jaag niemand weg nie. Jesus ignoreer hulle nie. Jesus kyk nie 'n ander pad nie. Jy weet, soos wat ons mos maak as daar 'n bedelaar langs ons venster kom staan by die verkeerslig. Jesus ignoreer nie mense nie. Hy kyk nie 'n ander pad nie. Trouwens, dit lyk asof Jesus bly is dat hulle kom hulp vra het, dat hy onderbreek word in sy program deur hierdie mense wat kom hulp vra het. Neem nou maar die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Vir 12 jaar lank ly sy al daaraan. Nou volgens die godsdienstige en die samelewingsreëls van daai tyd, het dit beteken dat sy sou onrein gewees het. En dit beteken niemand mag met haar tyd spandeer nie, jy mag nie aan haar gevat het nie, sy was gemarginaliseer, sy was uitgeskuif uit die samelewing uit. En sy dink, as sy net aan Jesus se klere raak, dan sal sy okay wees. Dan sal sy gehelp wees. So sy druk daar tussen die skare deur en sy kom by Jesus en sy raak aan Jesus en hy draai om en hy sien haar en hy sê vir en hy noem haar dogter. Dogter. Dink net wat dit vir haar moes beteken het om dit te hoor. Iemand wat vir jare as 'n probleem en as 'n las, as onrein beskou is. Iemand wat nêrens behoort nie. Jesus noem haar dogter. Never mind dat sy op die oomblik fisies genees is. Net die feit om as dogter aangespreek te word, dink ek sy moes vir haar al genoeg gewees het. So wat hoor ek in hierdie stories? Ek dink ons vergeet soms dat die kerk 'n plek is juis vir mense wat hulp nodig het. Die kerk is nie 'n klomp mense wat alles reg kry nie. Ons is nie 'n klomp mense wat uitgesorteer is nie. Die kerk is 'n klomp mense wat mekaar en vir Jesus nodig het. Mense wat hulp nodig het. Maar niemand van ons is perfek nie. As ons op 'n Sondag by mekaar kom in die erediens, ons gaan almal soontoe met issues. Ons is moeg, ons het skuldgevoelens, ons is hartseer, ons leef met vrese of met twyfel, ons leef met verlies. Daar's dinge in ons lewens waarmee ons worstel, daar's dinge waarmee ons sukkel om vrede te maak. Baie min van ons is uitgesorteer. Ons is almal maar mense wat vergifnis nodig het.
mense wat hoop nodig het, mense wat troos en genade nodig het, mense wat hulp nodig het. En die goeie nuus van die evangelie is, dat Jesus sê nie, gaan sort eers jouself uit nie, dan kan jy kom nie. Kom eers tot bekering, dan kan jy inkom of so nie. Jesus sê net, volg my, kom saam met my. En hy noem ons dogter, of seun, kind. In vandag se teks sien ons 'n pa wat desperaat is. Ons sien 'n vrou wat skaam is. Ons sien tollenaars en sondaars wat nêrens welkom is nie. Maar niemand word weggejaag nie. Jesus ontvang hulle almal met oop arms. En dit is die goeie nuus van die evangelie. En ons as kerk, ons as gemeente, ons het nou die voorreg om dit vir ander mense te wys. Dit is nou ons roeping. En wat myself in die bediening aan betref, wel, ek het die voorreg om dit vir mense te kan sê. En ek dink dit is een van die lekkerste dinge van dominee wees. Kom ons luister na 'n lied wat dit alles mooi saamvat. In die arms voel ek veilig, net by U wil ek wees. My Vader, my Redder, U my lief, soos ek is. Geen ander plek om weg te kry pas hier by U. Geen ander naam om uit te roep as Jesus, Jesus. Groter as my probleme, groter as al my drome, groter as my grootste vrese, Jesus, Jesus. Groter as my probleme, groter as al my drome, groter as my grootste vrese, Jesus, Jesus. In die arms voel ek veilig, net by U wil ek wees. My Vader, my Redder, U my lief, soos ek is. Geen ander plek om weg te kry pas hier by U, hier by U. Geen ander naam om uit te roep as Jesus, Jesus. Groter as my probleme, groter as al my drome, groter as my grootste vrese, Jesus, Jesus. Groter as my